Goeiedag liefde vir my en die hele beleefson. Baie dankie dat jy die week saam met ons gereis het. Tyd spandeer het in God se woord. Tyd spandeer het saam met ander gelowiges. Dankie vir al die kommentaar, die likes, die shares. Dit maak nie net ons dag nie. Dit help die kanaal groei en dit vat dinge vet. En ons sluit vandag af met 'n baie kosbare en 'n waarheid wat my baie diep tref. En dis die volgende: daar is niks mooier as die klank van iemand wat hoop bring nie. Nie musiek nie 'n kompliment nie, daar is alles nice dinge, nie 'n goeie toespraak nie, nee, die mooiste klank is iemand wat die goeie boodskap bring, en daai boodskap is die goeie nuus van Jesus Christus, en weet jy wat? Daardie iemand kan jy wees, en ek hoop vandag en na hierdie week dat jy sal bereid wees om daai persoon te wees. Kyk gou wat sê Paulus vir ons in Romeine 10 vers 15, hy sê, en hoe sal hulle die boodskap bring as hulle nie gestuur word nie? Daarom sê die skrif, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die goeie boodskap bring. Geliefde, die oorspronklike Griekse woord vir lieflik is hoeraios. Dit klink amper vir my soos hoera, né? Die woord hoera, iets wat jy uitroep wanneer ons uitstekende nuus hoor. Ons is opgewonde, ons is great. Ons sê hoera, né? Dit beteken nie net mooi nie, dit beteken volgens die Grieks, dit beteken volmaak, né? En volmaakte tydsberekening, in die perfekte tyd of in die perfekte seisoen. Dit is, as ek dit in Engels kan sê, dis hierdie gedagte van perfect timing. Elke keer wat jy sy boodskap oordra na iemand anders toe, jy bring hierdie lieflike boodskap, né? Is dit nie net iets moois nie, jy is besig met God se perfect timing. Dis daai hoeraios, né, daai hoera woord. Daar is mense, geliefde, wat wag vir daardie hoera oomblik, wanneer jy opdaag en jou getuienis bring, wanneer jou stem nie indrukwekkend klink nie, maar jy is besig om oor die indrukwekkendste ding wat nog ooit gebeur het te praat. Jy bring die klanke van hoop, die klanke van verandering. Jou storie mag eenvoudig voel, maar dit dra eeueoue verlossing, né? Jou lewe is die voetstappe van goeie nuus, voetstappe van die mooiste klanke, né? Van die mooiste lied ooit wat geskryf is, die storie van verlossing en vryspraak deur Jesus Christus. En ek weet dit verg moed, dit verg durf, dit verg ywer. Dis makliker om stil te bly, om nie die Jesus gesprek aan te knoop nie. Dis net veiliger, dis makliker nie, maar dink aan hierdie eenvoudige vraag. As jy nie deel nie, hoe sal hulle hoor? Dis waar ons begin het hierdie week met Romeine 10 vers 14 en 15, as ons nie deel nie, hoe gaan hulle hoor? As ons nie uitroep nie, hoe gaan hulle weet? Jesus het nie net vir jou gesterf nie, hy wil deur jou leef, hy wil deur jou praat, hy wil deur jou sing, hy wil die mooiste klanke wat nog ooit bestaan het, op aarde bring. Geliefde, hy wil sê, almal kan gered word. Hy sê dit, net soos jy wat gered is, moet vir iemand anders te kan sê, hoor jy kan ook gered word. Nou vandag is jou laaste praktiese uitdaging vir hierdie weekse dagboodskappe. Eerstens wil ek wil jou aanmoedig, skryf 'n kort boodskap van hoop wat jy vandag met iemand kan deel, né? Dit kan 'n WhatsApp wees, 'n geselsie by die werk of 'n uitnodiging na jou gemeente toe. En gebruik jou voetstappe, jou stem, jou aanlyn platforms, Facebook en waar ook al jy kan kommunikeer, né? Enigiets om net Jesus bekend te maak aan ander mense. En onthou, dit hoef nie perfek te wees nie, dit moet net opreg wees. Sal jy saam met my hierdie geloofsverklaring maak? My lewe dra die mooiste klank, die goeie nuus van Jesus. Ek sal dit nie hou vir myself nie, ek is gestuur en ek sal deel. Geliefde, ek wil jou vandag uitdaag en ek wil jou ook aanmoedig. Jou voetstappe is mooi, jou stem is nodig, jou storie maak saak. Jy is nie net iemand wat gered is nie, jy is iemand wat nou ander na Jesus toe roep. So ons nooi jou ook uit. As jy môre in die omgewing is van Alberton of van Meyerton, Alberton het ons 'n 9 uur diens, Meyerton 'n 5 uur diens, en jy kan aanlyn ook inskakel. Kom vier saam met ons die grootste boodskap ooit. Jesus red nog steeds. En as hierdie week vir jou besonders was, en weer eens, dankie vir al die kommentare, maar ek wil jou vra, as hierdie week vir iets beteken het, wie gaan jy saam kerk toe nooi? Wie gaan jy môre saam met jou bring na 'n diens toe? Daar waar jy by jou plaaslike gemeente aanbid, of hier by ons by Beleef, wie gaan jy nooi? Vir wie gaan jy hierdie boodskap aanstuur? Met wie gaan jy dit deel? Jy bring die mooiste klank na iemand anderste se lewe toe. Voordat ons aangaan, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons loof U, ons eer U en ons dankie vir die weekse reis. Ons dankie vir wat ons leer in Romeine 10
vers 9 tot 14, 15, wat U vir ons leer oor saligheid en verlossing en redding, en dat ons lewens is nie net verander nie, maar wanneer dit verander is, moet ons daai goeie boodskap uitdra buitentoe. En daarom vra ek Here vandag vir genade op genade op genade, vir elkeen van ons, wat ons tree gaan gee, en beginne praat, en beginne sing oor die goedheid van God. Here, mag ander mense deur ons lewens die absolute enorme goedheid en genade en guns van Jesus Christus beleef, en dit verander lewens. Die belangrikste ding op hierdie aarde is die goeie nuus van Jesus Christus. Ons loof U, ons eer U, en ons sê amen en amen. Geliefde, dankie dat jy saam met ons gereis het hierdie week. Gaan in vrede. Totsiens.